Maak die Bybels vanoggend oop by Johannes hoofstuk 14. Ons staan stil by hierdie week se geleenthede by die laaste onderwysing van Christus aan sy disippels. Een van die areas in die skrif waar die werk of die hantering van die tema van die Heilige Gees waarskynlik die meeste voorkom, en dit is in hierdie gedeelte van Johannes hoofstuk 14 tot 16. Johannes 14, ons gaan saam lees vanaf vers 12. Johannes 14 vanaf vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my gebooie liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te wees tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek. Verskoning. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Verskoning. Ek herhaal vers 31. Vers 31. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Ek herhaal vers 25 en 26. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
te onthou wat om te sê, is vir 'n spreker baie belangrik. Want wanneer jy jou boodskap nie kan onthou nie, gaan mense hoor dat jy nie eintlik weet wat jy wou sê nie. En daarom is notas en belangrike idees neergepen altyd 'n belangrike eienskap van sprekers. Want ons kan nie nalat om te sê wat gesê moes word nie. Wanneer die Here Jesus praat met sy disippels, in hierdie stadium nog nie apostels nie, nog nie weggestuur nie, nog nie uitgestuur nie, die dag voor sy kruisiging, want dis wanneer hierdie tydgleef plaasvind, waar die laaste onderwysing gegee word. Dan is hulle nog in die gebruik van die Pasga in die bovertrek nog besig met die dinge van Paasfees. Daar word nog nie gedink aan die dinge wat nog sal gebeur nie, maar Jesus weet wat kom. En wanneer sy apostels uitsonderlike sprekers sal wees, dit lees ons in Handelinge raak, sou hulle nie notas hê wat hulle nodig het nie. Die vraag is, waar kry hulle die inligting? Wanneer Jesus die evangelie verkondig, sê die Fariseërs, wie is hierdie man? Is hy nie Jesus, die seun van Josef van Nasaret nie? Ons ken hom, maar waar het hy al hierdie dinge geleer? Dis nie so nuut om te dink dat God sy kerk bekragtig, toerus en leer op 'n wyse wat mense eintlik nie verstaan nie. Dit sê nie hulle moet nooit leer nie. Dit sê net wanneer hulle moet weet wat hulle moet weet en sê wat hulle moet sê, sal dit op die regte dag en die regte tyd en die regte uur beskikbaar wees. En dis wat Jesus hulle leer. En in hierdie stadium het hulle nog nie die idee van hoe gaan dit werk nie. Hulle weet nog nie hoe gaan dit gebeur nie. Wanneer hy sê, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, wil hulle herinner aan die saak van, ek is nou met julle, ek sê vir julle hierdie dinge gaan gebeur, wanneer dit gebeur gaan julle glo, dis ek wat dit vir julle gesê het. Julle gaan glo, dit kom van God af, dis nie van ander mense af nie, dis ook nie van 'n ander krag af nie, dit kom van my af, dit kom van die Vader af, dit kom van die een af wat dit moes gee en dit gegee het, en dit vandag nog gee. Wanneer die trooster kom, vers 26, en hy word verklaar, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, luister mooi, wanneer die Vader die trooster stuur in die naam van Jesus, dat die drie-enige God betrokke gaan bly, Vader, Seun en Heilige Gees. Net soos die Vader die Seun gestuur het, stuur hy die Gees. Op 'n ander plek sê Jesus, ek gee jou my Gees. Die Gees van Christus word gestuur, sodat Christus teenwoordig sal bly waar sy Gees is. Hy sal julle alles leer. Hy sal julle alles leer. En soos 'n goeie onderwyser sal julle herinner alles wat ek vir julle gesê het. Die sake staan vas. Onderrig en herinnering. Onderrig en herinnering. Wanneer die Gees van God kragtig toerus, rus hy toe deur onderrig. Hoe leer die Gees van God die gelowige? Die vraag is, waar woon die Gees van God? Hy sal, dit het vroeër gestaan in die teks, hy sal in julle woon. Hy sal deel word van julle denke.
wanneer Jesus deur 'n man met die naam van Nikodemus besoek word in Johannes 3, word hy in die nag besoek deur 'n geleerde man. 'n Man wat die wet goed ken. Wat weet presies waaroor dit gaan, weet hoe dit ingeruim is, weet wat die inhoud daarvan is, weet wat dit beteken. Dan sê Nikodemus in daardie eerste paar verse, ons weet, dan bedoel hy nie net hy alleen nie, maar die res van die fariseërs in die raad. Ons weet dat u van God kom. Want wat u doen, kan niemand doen as God dit nie laat gebeur nie. En Jesus leer vir Nikodemus dat jy weergebore moet word vanuit die hemel. Dat jy van God af weergebore moet word. Dat jy 'n nuwe hart moet ontvang, want dis wat gebeur as God jou laat nuut word. Dan gee vir jou 'n leerbare hart. Wie kan ons onderrig in hierdie wêreld? Wie het al gewerk met skooliere? Is hulle maklik om te onderrig? 'n Kind stap in jou klas in en hy het nie lus om te leer nie. Hoeveel gaan jy vir hom leer vandag? Feitelik niks. En hy sal elke dag in jou klas inkom en elke dag met hierdie negatiewe houding voor jou kom sit en hy sal werklik waar niks leer nie, want hy weier om te leer. Hy wil nie hoor wat jy sê nie. Dalk vertrou die kind jou nie eers nie. Wat van jou eie kind? Wat verby die skoolgaande ouderdom gegaan het? Het jy al met hulle probeer werk? Om hulle te probeer leer? Of hulle te sê, maar die lewe werk nie so nie. Jy moet dit doen. Ja, ma. Ja, pa. En as die een wat funksioneer soos as die een wat so min leer, soos die een wat glad nie wil leer nie. En die wonderbaarlikheid van God se onderrig, is jy kan dit nie weerstaan nie. Dis wat 'n stout kind, as mens dit so kan noem. 'n moedswillige kind kan weerstaan om te leer. Is dit onmoontlik om die leer van God te weerstaan? Voorbeelde word vir ons gegee waar onderrig plaasvind. Seker die moeilikste gehoor waarvoor jy kon praat was die dag met Pinkster se uitstorting. Wie sou jy wou hê moes die eerste toespraak gee op Pinksterdag? Wie sou jy met die hand gaan kies om daardie toespraak te lewer? Om op te daag en punt vir punt dit op die merkie te plaas. Stelling vir stelling, perfek uitgesoek, deur die beste spreker ooit. En vra jy, maar wat doen hy vir 'n lewe? Is hy professionele spreker, 'n onderrigter van formaat? Nee, ek is Petrus, die visserman. Ek is Petrus, die visserman, bekragtig deur die Heilige Gees, onderrig deur Jesus self. Hoe lank het jy geleer, meneer? Wel, hy het gelewe vir 3 jaar in ons teenwoordigheid. En dit was genoeg. Nie die hoogste geskool nie. Nie die grootste eer nie. Hy is immers nog steeds 'n visserman. Maar wanneer die Gees van God toerus, kan jy nie glo wat jy hoor uit die mond van 'n visserman nie. En 'n skare wat aanhoor en luister, sug aan die einde van sy toespraak. Diep in die hart getref. En vra, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En 'n dag van bekering soos min speel af in Jerusalem. Die hardste gehoor met die spreker met die minste geleerdheid. Verag deur die wetgeleerdes. Hierdie evangelie verkondig van Christus Jesus die opgestane Here.
Hy het die feite neergepak soos Christus dit bedoel het. Die Gees van God het diep die hart ingedring en die onderrig het plaasgevind en die kerk is 3000 sterk dag 1. Prys die Here. O, die wonderlike Petrus. Nee. Nie die wonderlike Petrus nie, die wonderlike Christus, oor wie die opstandingsevangelie gaan. Hoekom is dit moontlik? Dat die hardnekkigste, die moordsigtigste volk wat in daardie stadium kon leef, haterig, verskriklik haatdraand, sê Here, ons het verkeerd gemaak. Ons is skuldig aan sy dood. Ons het geroep, kruisig hom. Is daar vir ons vergifnis? En dan staan ons voor die ewige God, nie voor die swakke Petrus nie. En onderrig werk so, dis nie hoe goed ons opgelei word nie, maar so goed die Here se lering by ons tuis kom. Ons kan al die kursusse loop en al die sertifikate wys. Ons kan selfs die opmerking maak wat ons dikwels hoor. Maar dominee, ek is al soveel maal deur my Bybel. En dan met daai wyse woord wat iemand op 'n stadium gesê het, net weer klink. Dit is goed, broeder. Dit is ongelooflik goed. En hoeveel keer is die Bybel deur u? Het die Here se woord kom tuiskom? Of is dit maar net nog iets wat gebeur het? Ek het gelees, ek het die verse afgemerk, ek het my tabel ingekleer, ek weet presies waar ek trek en watter hoofstuk, ek kan vir jou sê, môre is ek by volgende hoofstuk. Ek weet presies waar ek is. Maar wat het die Here my geleer? Het die Here by my tuis gekom, of het ek maar net gehoor? Ek is by elke erediens, wat het ek gehoor? Want die Gees van God leer, verseker. Dit laat mens amper wonder, as daar baie toerusting is, en as baie Bybel lees, en as baie intieme verhoudings met die Here, hoe lyk die kerk as die Here in die kerk is? Hoe lyk die kerk as die Here deel is van ons binneste? Hoe lyk ons lewenswandel as kerk van Jesus Christus, as Pinksterdag so kragtige toespraak mense swaai? En kyk na die gedragspatrone wat volg vanuit Jerusalem. Wanneer die Here die kerk gegryp het en verder toerus, is hy met ons besig. En ons kan sê, ja, dit is eerste eeuse kerk en dit is in Jerusalem, dis nie eers hier in ons dorp nie. Maar waar is dit? Is dit 'n ander God? Het ons dalk te veel geleer, die wat vandag onderrig? Moet ons dalk bietjie minder leer? Moet ons minder weet? Of moet ons net die eenvoud van die evangelie nie bring? En vir jy sê, die Heilige Gees het ons alles geleer, wat ons moet leer. En die groot belang van die Gees van God is, vandag preek Petrus, Handelinge 2. Die volgende keer preek Paulus, elders in Handelinge. Na hulle moes iemand anders preek. Voor my het iemand anders gepreek. En voor my en voor daardie persoon was daar weer iemand anders. En nie eers te dink aan hoeveel ander preke u hoor nie. Want ek is nie die enigste prediker wat inligting stuur via die internet nie. Daar is nog baie. Want vandag is die evangelie nie beperk tot een kerkgebou nie. Nie beperk tot een leermeester nie, maar tot baie.
En die kerk van Jesus Christus is geseën met hierdie onderrig. En is die Gees nie by elke prediker betrokke nie? As die Gees nie ons maak hoor nie, is die Here met ons besig op 'n ander wyse? Laat hy ons dink aan wat dit vir ons beteken? Jy ken die bekende grappie. Dit is eintlik 'n skok, maar dit was 'n grappie. Die prediker preek en hy sien heeltyd die persoon maak so. En na die diens vra hy, maar wat gaan aan? Want elke keer as ek iets gesê het op 'n sekere punt, dan hoor ek, dan sien hy dit. Die hand wys. En die prediker kon nie verstaan wat gaan aan nie. En toe die persoon konfronteer en vra, maar wat is die handtekens voor? Nee, dominee, elke keer as ek iets hoor wat ek dink iemand agter my moet hoor, dan waai ek dit oor, dat hulle net kan hoor. Die vraag is, maar broeder, het jy daar by u thuis gekom? Want as dit belangrik was, het dit by u gebly, of is dit maar net bedoel vir iemand anders? Ons hoor baie keer preek en ons hoor baie keer boodskappe van die Here, en ons sê, ek wens iemand wat nie in die kerk was vandag nie kon dit hoor. Dis jammer dat ons baie keer so dink daaroor. Maar baie keer is dit so belangrik, want ons is dalk met 'n gesprek besig. En dan is dit belangrik dat iemand anders moet hoor wat ons vandag gehoor het, want dit is beskikbaar om aan te stuur, en ons stuur dit aan. Maar wanneer ons dink dis net vir die ander, het ons verval in die toestand, die gevalle toestand waar ons nie dink, ons het onderrig nodig nie. En die kerk van Jesus Christus kan baie maklik verval, en ons is op die regte plek. Ons is op 'n goeie pad. Ons is op die plek waar ons niks meer nodig het om te leer nie. Is dit waar? Maar toe ek kan regtig nie meer baie lank onthou nie. Goed, het u 'n notaboekie? Het onthou wat ek nou gesê het? Skryf dit neer. As dit nodig is, gebruik u selfoon, maak 'n stemopname van al die gedagtes wat u kan onthou en stoor dit by u en speel dit weer. Dis tog 'n praktiese manier, en die telefoon is deesdae soveel makliker om net 'n stemopname vir jouself te stuur. Dat ek kan oordink wat ek gehoor het. Dat ek vasmaak wat ek geleer het. Dat ek dit kan gebruik en myself herinner aan wat ek moet onthou. Dit laat mens dink aan 'n kospakkie. As ek op reis gaan, wie onthou die kospakkies wat ons altyd gepak het? En as ons weet, ons is nou honger, ons wil nou stop en dan eet ons die kospakkie. Hoe lank moet die kospakkie my hou? Hoe lank is my reis? Tot waar wil ek ry? Waar wil ek ontbyt? Waar wil ek middagete? En waar wil ek wees? Of gaan ek my bestemming bereik teen die aandete? Ek beplan my reis rondom my voedsel. Wanneer ek my lewensreis in God se woord bepaal, en die onderrig vanuit God se woord moet toepas, dan moet ek vra, hoe lank gaan ek hou op wat ek kan onthou? Hoe lank gaan ek hou op wat ek geleer het? En wat gaan ek daarmee doen? En dan kom die tweede aspek. Het ek herinnering nodig vroeër, eerder as later? Laaste toepassing. Iemand vertel van 'n persoon wat 'n erediens bygewoon het en vir die predikant na die tyd kom sê, "O dominee, dit was 'n goeie preek. Dit was so 'n goeie preek." En hy vra toe vir haar, "En wat was so goed in die preek?" "Nee dominee, dit was hoe jy gesê het, Mesopotamië." En sy reaksie was, Mesopotamië. Was dit die inhoud van wat onthou is?
Is dit waarmee sy weggestap het uit daardie evangelie verkondiging? Waar's Christus in Mesopotamië? Waar's verlossing in Mesopotamië? Waar's hoop in Mesopotamië? Sou jy in jou binneste kon argumenteer. Geliefdes, wanneer die onderrig van Christus helder kom, en ek hoor, en die Gees van God kom maak tuis sy woord in my midde, in my binneste, wat maak dit aan my as die grond waarin die evangelie gesaai word, in die lig van die gelykenis van die saaier? Wanneer die Here Jesus kom en kom woon in ons deur sy Gees, en hy bly ons leer, en ons leer niks, ons onthou niks, hy bly ons herinner, want elke Sondag word ons herinner, elke ander geleentheid word ons herinner, elke preek wat verbykom herinner ons aan iets van God se genade. En dan sê maar, ek kan nie onthou nie, wil ek nie leer nie, kan ek nie leer nie, wil die Here my nie meer verder leer nie. Die genade van God is groot, dat hy nog nêrens stilte vir ons gebring het nie. Hy het nie eendag besluit, ons sal nie meer hoor nie. Ons hoor nog. Ons kry nog. Wat maak ons met wat ons het? Mag die Here ons deur sy Gees steeds toerus om te onthou wat ons geleer het. Te gaan toepas wat ons daaruit moet kry en ander te gaan leer. Jy sal lees in Efesiërs hoofstuk 4 dat daar iemand is wat onderrig, vers 11, sodat julle toegerus kan word vir julle dienswerk, vers 12. Tot die volle mate van Christus, vers 13. My toerusting moet lei tot my dienswerk wat verbeter. Ek word nie opgelei vir niks nie. Ek word opgelei om staande te bly in 'n vervalle wêreld. Wat maak die Here met ons? Hy rus ons toe vir sy kerk. Hy gee ons krag vir sy kerk. Hy laat ons toegerus bly tot sy eer. Mag die Here ons opnuut herinner hieraan. Mag hy ons opnuut bemoedig hiermee. En laat ons elke dag, hoe langer hoe meer, sal besef, hy het nog nie opgegee, soos ons baie keer maak met studente wat nie wil luister nie. Studente wat nie wil leer nie, of kinders wat net hulle eie paadjie gaan nie. Maar hy het ons vandag bymekaar gebring om ons steeds te hoor. Wat wil hy ons moet hoor? Prys die Here. Almagtige en barmhartige God, baie dankie die Here dat ons kan weet, U is werklik die versorger, werklik die bewaarder, werklik die een wat ons aansien in ons broosheid, dat ons moeilik leer en maklik opgee, dat ons maklike verskoning het van hoekom kan ons nie onthou nie, hoekom kan ons nie langer leer nie, en hoekom is dit vandag te moeilik? U ken ons omstandighede, elkeen by die naam. U ken ons uitdagings en ons krisisse. U weet waarmee ons worstel dag tot dag. En is in hierdie worstelstryd waarin ons gewikkel is elke dag van ons lewe. Maar U voorsien. U voorsien ver bo wat ons kan dink. En daarom bid ons in besonder vir vermoëns. Ons bid vir hulle wat ons moet toerus. Ons bid veral vir ons gesinne, waar ons mekaar moet toerus. Waar ouers moet voorgaan om kinders te leer, waar oupas en oumas moet voorgaan om kleinkinders te leer. Die wat ons leer, dat ons 'n geleentheid het om ook so die verbonds evangelie uit te dra.
want U het met ons 'n verbintenis gesluit. En daarom vra ons, Here, seën elke grootouer in hierdie baie belangrike taak. Ons bid vir families wat nagelaat het om mekaar te leer en in afvalligheid leef. Ons bid dat U daar 'n onderrig weer sal terugbring. Ons bid in besonder vir ons skole waar geloofsleer nie meer in die syllabus is nie. En waar ons met ons kinders werk en telke male die Christelike standpunt skep en bied teenoor 'n syllabus wat steeds praat van multigode. Ons bid, Here, dat U ons kinders sal bewaar. Ons bid vir hervorming ook in die departement. Ons bid, Here, dat U inslag ook Christelik sal bly en weer sal terugkom. Dankie dat ons U wat almag het en in die almagtige krag, in U almagtige krag kan optree, dat U dit sal doen. Ons kan nie sonder U nie, Here. Ons bid dat U ons sal seën, sal bewaar en sal beskerm. In Jesus naam. Amen.